Slegs 10% van deelnemers aan motorsport wêreldwyd was 'n paar jaar gelede volgens navorsing vroue. Dit ten spyte van die feit dat 50% van aanhangers van motorsport geweet het dat vroue saam met mans kan meeding in motorsport, maar 75% het geglo hierdie maak vir beter en meer opwindende motorsport. Hallo en welkom by Klets Kompas. Ek is Irene Marie van der Walt. Ek gesels vandag met Shanae Havenga, ambassadeur vir vroue in motorsport hier in Namibië, oor hierdie einste kwessies wat ek nou met jou gedeel het. Maar eers gesels ek en François Steinberg oor die nuutste nuushooftrekke in vandag se Republikein, maar vir nou gaan kyk ons na die nuutste inskrywings in die Republikein se kiekie kompetisie. Bly saam met ons. Hoe rooier, hoe mooier, sê hulle, en François Steinberg gesels vandag in haar rooi saam met ons op Klets Kompas. As ek rooi aan het, dan weet ek is op Klets. Maar ek bibber van die koue vandag. Die winter is hier. Hy het omtrent oornag vir ons kom kuier. Ek het ook vanoggend in die bed gelê en gedink, maar daar sit jy met kan die werk nie maar 10 minute later begin. Arms wat nee, ek kry koud vir jou part. Maar hierdie naweek gaan 4 warm wees. Op Gobabis. 4 warm, en as jy nie warm kry nie, dan gaan jy dalk 'n Meksikaanse tequilaatjie met 'n naderruk. Maar moenie bestuur na die tyd nie. Nee, asseblief nie. So die NLE Agribraai vind Vrydag en Saterdag op Gobabis plaas. Dit gaan wonderlik wees soos altyd. Ek het vandag probeer tel hoeveel het ek al bygewoon. Dit is regtig die hoogtepunt op my sosiale kalender vir die jaar. So daar is 12 boereverenigingsspanne wat ingeskryf het en 6 sosiale spanne. Die tema is Mexican Buenos Amigos en daar is groot vermaak. Appel, een van my gunstelinge. Is dit die, jy sê sy musiek sit in jou kop vas? Sy heeltyd, ek het heeltyd hierdie oorwurm wat en ek kan nie wag om op daai liedjie te dans nie. Appel, Willem Botha, Elof, ook plaaslike kunstenaars. Willem Botha gaan ook 'n meesters grimeerklas aanbied in die NG Kerksaal van die moedergemeente. Dit is iets waarna die dames ook kan uitsien. So daar gaan nie net trekkers en implemente in sulke goed wees nie. Die dames kan ook uitsien na die grimeerklas. Ek hoop hy gryp vir my, maak vir my 'n bietjie mooi. Jy het dit nodig, François. En dan is daar ook 'n koekversier kompetisie. Daar is 'n meneer en 'n mejuffrou boertjie. So dit is altyd lekker. So ooste toe, al die pad, hierdie naweek, Namibiërs vat die pad ooste toe. En vir die dames wat wel daai grimeerklas bywoon, moenie te naby aan die braaivuur staan nie, grimering smelt ook, ek sê maar. En dan het ons ook op ons voorblad die voormalige presidentsvrou Monica Geingoss wat haar wyle man verdedig. Wat haar wyle man verdedig, die noordelike sakeman HP Ben Hawanga het beweringe gemaak dat wyle president Geingob vir hom gesê het om nie vir president Nandi Netumbo Daitwa te ondersteun en te bekragtig nie. En Monica sê, hoekom nou? En dit is net om president Hage Geingob se naam te beswadder en dis regtig nademal. Maar ons lysstorie is regtig vir my een van kommer oor baie reeksmoorde wat nog nie opgelos is nie. En dit is 2 maande nadat die meisies op Okania gruisam vermoor is, maar ja, daai DNS-toetse word nou verwerk. Ja, so dit is lede van die gemeenskap wat
twyfel in die polisie se vermoë om reeksmoorde te ondersoek. Dit nadat daar 7 moorde was in 2005 en hierdie spore toe nou doodgeloop toe die polisie dit nou nie verder meer kon ondersoek. Die ding is nie die families kan nie afsluiting vind nie. Dit is die groot ding. Maar ons moet ook onthou daar was 'n reuse agterstand in DNS toetse. Ek weet ek het 'n paar jaar terug gewerk en dit is iets wat my nog steeds pla aan 'n seentjie wat dood is in natuurlike oorsake. 'n Sandseentjie bo in die noorde. En sy liggaam is toe gestuur vir DNS toetse. Maar weet jy, daai familie het nooit sy liggaam teruggekry om hom te begrawe nie. En hy is net missing. Sure. Hy is net missing. Maar so hoeveel te meer moet hierdie families voel waar daar moorde by betrokke was. So mens verstaan dit, maar ja, ten minste in hierdie laaste sake, die toetse word daarom nou ontleed. Ons trek daarom al daar. Ja, en ek dink wat ons ook in ag moet neem is, dit is 'n baie ander Namibië nou. Jy weet, ons het ander mense aan die stuur van die polisie, ons het 'n ander president, ons het 'n heel ander regime en 'n heel ander uitsig oor dinge. So mens hoop dit het daarom verander sedert wat 2005. Ja. Mens hoop dit verander iets en ek hoop dit verander die belangrikste dinge wat vir hierdie families daarom nou gaan afsluiting gee. As daai families van die 7 van 2005 nou nie kon afsluiting kry nie, ten minste hierdie families. Ja. So ons hoop dinge word net bespoedig. Ek kry die idee dat president Netumbo Nandi-Ndaitwah, sy's 'n haastige vrou. Sy's 'n haastige vrou. Sy hou van haastige vrouens hier. Ons hou van haastige vrouens. So ja, ek hoop regtig dinge word met meer haas aangepak en dat dinge vinniger afgehandel kan word. Ek dink dit is die grootste manier waarin ons regering en die ondersoekers kan sensitief wees teenoor hierdie families. Se leiding in hierdie stadium is om werklik hulle krag daar agter te sit en dit vinnig en behoorlik af te handel. Maar ja, so gepraat van vinnig en behoorlik afgehandel, ek dink ons nuus is ook nou afgehandel. Ek dink ook so. Maar daar's nog baie nuus wat deur die dag gebeur. En nog baie in jou Republikein, so kry jou Republikein. Dankie dat jy by ons was. Baie dankie. Dit het effens koel geword hier in die hoofstad en in baie ander dele van Namibië, maar ons gaan kyk nou of dit wel môre nog koeler gaan raak. Op Katima Mulilo word daar môre 'n minimum van 16 grade Celsius en 'n maksimum van 33 grade Celsius verwag. Op Windhoek 'n minimum van 6 grade Celsius en 'n maksimum van 19 en in die ooste op Gebabes 'n minimum van 6 grade Celsius en 'n maksimum van 17. Op Swakopmund word 'n minimum van 15 grade Celsius en 'n maksimum van 17 grade Celsius vir môre verwag. Op Oranjemund 'n minimum van 11 grade Celsius en 'n maksimum van 18 met 'n sonnige dag daar op Oranjemund en op Reebot 'n minimum van 4 grade Celsius en 'n maksimum van 16. Connection. It's in the human touch, the feeling of belonging. It inspires us and empowers us, creates clarity from complexity. It starts new conversations, unlocks the power of advice, and makes an impact on your life. At Alex Forbes, we pioneer insight to provide you with advice that connects your decisions of today to your impact tomorrow.
Persoonlike eetplanne genereer deur kunsmatige intelligensie, oftewel KI, het die potensiaal om die darmmikrobioom in mense positief te kan beïnvloed. Bykomende navorsing is egter nodig om die gebruik van darmmikrobioom-ingeligte maniere vir persoonlike voedingsplanne te bepaal. Die afgelope paar jaar het navorsers toenemend begin belangstel in die potensiaal van verpersoonlikte voedingsplanne om gesondheidstoestande soos kardiometaboliese siektes te verlig en ook gesonde veroudering te bevorder. Voedselwetenskaplikes en voedingskundiges het onlangs KI-tegnologieë geïmplementeer om volhoubare, omgewingsvriendelike en verpersoonlike dieete te bevorder. KI-gedrewe kletspotte is byvoorbeeld ontwikkel om optimale dieetplanne vir gewigsverlies te skep en diabetes te bestuur. Dit terwyl 'n bewysgebaseerde KI virtuele dieetkundige onlangs geskep is om dieetverwante vrae vir kankerpasiënte aan te spreek. Vir persoonlike voeding kan masjiengeleerde modelle, digitale gesondheidsstelsels, draagbare sensors en mobiele toepassings ondersteun wat nou gemonitor word om die doeltreffendheid van dieetaanbevelings te bepaal wat spesiaal aangepas is vir 'n individu se behoeftes en eienskappe. Moderne verpersoonlike voedingsprogramme blyk egter die belangrikheid van biologiese faktore te onderskat wat die veranderlikheid van 'n individu se reaksies op kos en met betrekking tot hul gesondheid beïnvloed. Irangomed is a leading distributor, working in partnership with NewMed and WestMed to meet the comprehensive needs of the Namibian healthcare sector. As a partner pursuing sustainable global healthcare, we offer industry-leading medical solutions through our key focus areas, which include pharmaceuticals, orthopedics, ophthalmology, surgical devices, and capital equipment, as well as a well-established scientific laboratory division. In healthcare, Irangomed is committed to making a difference. What about you? Ons het nou net gesê ons hou van hastige vroue hier op Kletskompas en dis is dit baie lekker om 'n hastige vrou langs my te hê. Shanae Havenga, hoe gaan dit? Goeiemôre, of sal ek sê middag, dit gaan baie goed, dankie en self. So, vertel vir ons bietjie, jy is 'n motorsportdeelnemer en jy's onlangs gekies as 'n vroue in motorsport ambassadeur. Wat presies beteken dit? Okay, so basies, deelnemer. Ek moet die vroue hier in Namibië ondersteun met ons motorsport. Ek was laas jaar by 'n immersion program wat die FIA aangebied het. Baie geseënd om dit te kon doen en deel te neem aan dit. So daar het mens baie gesien van hoe baie vrouens daar eintlik oorsee is wat deelneem aan motorsport. En in Namibië is daar 23 deelnemers tans wat aan die nasionale kampioenskap deelneem. Dan het ons natuurlik officials, sorry, dis nou die Engelse woord. Praat ons soos jy praat, suster. En dan het ons 8 marshals wat ook deel is van ons vroue community. So my doel is om hulle daar buite te kry en blootstelling te gee aan ons vrouens hier in Namibië wat ook 'n mannesport doen, soos baie mense dit ken. Ja. En jy het voordat ons nou begin het jy gesê jy is nogals verbaas om te sien dat 75% van mense glo dat dit verbeter motorsport maak as vroue deelneem. Hoekom het dit jou verbaas? Ag, omdat ek al daar was, deelgeneem het. Ek het op 15 het ek begin met 'n rallycross. Nie vir lank dit gedoen nie, want die rallycross het maar doodgeloop in Namibië en ek het toe op 16 begin met langbaan. En natuurlik het ek daar teen mans gekompeteer, so 'n 16-jarige meisiekind teen groot mans. Hallo. Dit kan nogals intimidating wees, sou ek gesê het. En ag, daar hier en daar maar goed gebeur wat mens gedink het, kan mens regtig 'n toekoms maak van dit. En hoe mense maar praat en so sê, ja, maar dis maar meer 'n manne ding, want hoe kan 'n vrou inpas?
So dit was baie lekker om dit te kan sien dat 1 uit 4 mense sê ja, dit sal dit beter maak, want ek dink regtig ook so. Ek wil nie sê 'n vrou ry skoner in 'n manier as 'n man nie, maar jy weet dit gaan definitief groei in die sport dan. Ja. En ons natuurlik hierdie internasionale gewig agter vroue in motorsport met F1 Academy, met Girls on Track waar jy ook betrokke was in Namibië. Maar dink jy dat daar wel verskille is in hoe vroue en mans hanteer word in motorsport? Dink jy vroue moet bietjie anders hanteer word of dink jy dis maar dieselfde? Nee, ek sal sê die vrouens word definitief anders gehanteer. Ek was al daar gewees. En soos mense dit al gesien het, byvoorbeeld laas jaar by die Morzine Rally waar ek deelgeneem, of nie deelgeneem het, ek was daar en gekyk, het ek vir een van die drywers gevra, kan ons 'n foto saamneem? En dit was 'n vrou, en sy sê, nee, ek is glad nie 'n bekende drywer nie, maar enige tyd. Toe dink ek, maar jy's 'n vrou wat rally ry. Dit is great. So, kom ons expose jou en ons doen dit. So, ja, ek dink vrouens word definitief anders gehanteer. Maar dis okay. Ons moet ons man staan, as jy dit so kan noem, en dan dit verder vat. En dis hoekom ek graag die dames en meisies hier wil help om dit te kan doen. En as jy kyk na die dames en die meisies hier, wat dink jy is dit wat hulle uit motorsport uithou? Of dink jy hulle gaan maar in dieselfde syfers in motorsport in as die seuns en die mans? Ek dink soos die mensdom dit sal wil hê, is van die vrouens skrikkerig, want jy weet dit word gesien as 'n mannesport. Ek sal nie sê meer so baie soos altyd nie, maar dit is 'n ding wat so gesien word en dalk finansiële aspekte ook, veral in Namibië. Ons word nie gesponsor soos oorseese drywers of so nie. So mense moet outomaties baie harder hier werk om dit te kan doen. Na die dag was daar een van die go-kart meisies wat 'n ongeluk gehad het, Tony Rust. En verstaan, jy is in 'n ongeluk en jy skrik groot. So baie keer het mense nie daai vermoë of daai krag of daai glo in jouself om te sê dis okay. Ek leer hier uit en volgende keer gaan dit beter. So dis byvoorbeeld soos by haar wat mens moet vir haar daar wees en vir sê, weet jy, kom ons gaan doen hierdie of ons help jou met hierdie en moet net nie ophou nie want 'n aanhouer wen altyd. En dan wat dink jy doen ons om hierdie gaping te oorbrug, om meer vroue, Modern Equals se navorsing wat ek julle aan die begin van vertel het, sê ook half die feit dat net 10% van deelnemers vroue is en dat daar minder meisies onder begin. Wat dink jy doen ons om daai gaping te oorbrug? Op die stadium nie veel nie, maar dit is wat ek wil doen. Ek wil dit daar uit buite kry dat vrouens hier in Namibië kan dit ook doen. So om dit dan blootstelling te gee en ons dames en meisies ook blootstelling te gee en te sê, maar kyk hier, ons is 23 en totaal 40 wat deelneem in motorsport in Namibië. So kom ons maak dit groter en ons kyk hoe ver ons kan kom. En ek dink iemand wat vir jou en vir die motorsportgemeenskap in Namibië nie 'n vreemdeling is nie, hy het ook al op Kletskompas gekuier, Derek Jacobs, 'n absolute groot persoonlikheid in Namibiese motorsport en hy sit baie gewig agter vroue in motorsport en hy sê altyd vir deelnemers of hulle vroue of mans is, jy's op die wêreld verhoog. Dink jy dis waar? Dink jy Derek praat maar net so 'n bietjie nonsens met ons op Kletskompas of dink jy dis waar? Ek dink definitief dit is waar. Dit is regtig, dit is amazing as jy vat Zoe Washmit wat in Australië gaan MX ry het. Dit is fenomenaal. Daar's 2 meisies wat nou soos in Suid-Afrika wat na die F1 Karting Academy toe gaan. Dit is iets waarvoor ons kan mik want daar's 'n 6-jarige meisiekind in karting in Namibië. So daar's 'n 11-jarige. So wat keer ons om hulle ook daar uit te kan kry. So dit is regtig ons kan dit doen. Ek weet ons kan. So ons kan dit doen. Wat dink jy is prakties? Wat is stap 1 om seker te maak dat ons daar kan uitkom? Jy weet jy kyk na motorsport in Suid-Afrika waar daar meer deelnemers is, meer borge is, dis dalk bietjie meer ontwikkel. Wat is ons volgende stap om daar te kan uitkom? Ons volgende stap sal ek sê is om in daai persoon aandag te gee, te invest soos mense in Engels sal sê. Om te kyk, het daai persoon regtig die potensiaal. Byvoorbeeld, kom ons vat die 6-jarige meisiekind. Ek
commit myself op haar en ons gaan oefen en ons kyk, het sy regtig die potensiaal om te kan gaan, kom ons sê eers Suid-Afrika en dan internasionaal, voordat mens invest in iets en dan verstaan jy wil nie net iets doen en dan werk dit nie uit nie. Ja, net om te sê jy het dit gedoen. Ja, presies. So mens moet altyd soos maar onder begin en kyk, is die commitment daar van die persoon of is die potensiaal daar? Ek dink natuurlik enige vrou wat 'n vinnige kar kan ry en hom kan hanteer, het die potensiaal om so iets te kan doen. So ek glo regtig daarin, maar ek dink 'n mens moet daar begin en kyk wat is daar wat nog kan verbeter op 'n later stadium. Fantasties. En dan wil ek ook by jou hoor, natuurlik soos wat ek nou al hoeveel keer genoem het, daar's hierdie gewig internasionaal van die FIA op streeksvlak hier in Afrika, op internasionale vlak wêreldwyd, om meer vroue te bemagtig om in motorsport te kan deelneem. Maar beteken dit vir jou as 'n vrou wat deelneem aan motorsport? Wat beteken dit vir jou dat daar programme is soos Girls on Track, wat wil hê vroue moet in motorsport inkom, F1 Academy, al daai. Wat beteken dit vir jou? Dit beteken ongelooflik baie. Ek moet self sê die Girls on Track het 4 verskillende kategorieë. So outomaties begin dit by 5 tot 18 jaar en dan staan 18 tot 22 en weer 18 tot 30 vir al die rally, hulle het 'n rally skool waarna jy kan deelneem. So dit beteken vir 'n mens baie, want jy weet daar's hoop daar buite. Dit is nie jy sit net hier terug en wonder, okay, maar hoe gaan ek eendag 'n F1 drywer kan word? Hoe gaan ek daar uitkom? Maar dis daai klein goedjies waar jy moet begin voor jy daarbo kan uitkom. En gewoonlik soos ons nou gepraat het, dis moeilik. Maar as jy eers daar is, dan is dit so rewarding om daar te kan wees. Okay, fantasties. En dan wil ek met jou praat oor vroue wat reeds in motorsport was. Daar's mense soos Michelle Mouton, Desiree Wilson. Is daar 'n vrou waarna jy opsien in motorsport? Op die stadium is daar Bianca en mag sê jouself. In F4. Ja, ek natuurlik, daar's nog iemand soos hier by ons, sal ek sê Stefanie Botha. Definitief, ek wil nog altyd rally gery het. Dus hoekom ek nou maar navigator is, dis die eerste stap tot op 'n rally drywer wees. Ja, maar jy weet, jy kan altyd 'n rolmodel hê, maar op die einde van die dag kan jy ook jou eie rolmodel wees. So net in jouself glo en werk tot daar waar jy wil kom. En dit is dan dit, ja. Okay, fantasties. Baie dankie dat jy by ons was, Shanae. Jy kan jou eie rolmodel wees en hulle sê enigiets wat 'n man kan doen, kan 'n vrou in hakke doen, maar ek dink nie jy moet agter die stuur van 'n rallykar inklim nie. Mense sal nooit weet. Baie dankie dat jy by ons was, Shanae. Dit was dankie. Shanae Havenga, 'n vroue in motorsport ambassadeur hier in Namibia. Welcome to Namibia, where adventure meets tranquility. With Enjoy, you have access to a wide range of accommodations to suit every traveler's taste and budget. Experience the finest dining and hospitality Namibia has to offer. Booking your dream accommodation is just a few clicks away with Enjoy. Join thousands of happy travelers who have trusted Enjoy for their Namibian getaway. Your gateway to unforgettable Namibian adventures. Visit us today at enjoy.my.na. Dit is dan die einde van vandag se episode van Klets Kompas. Baie dankie dat jy by ons aangesluit het. Onthou ons is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek vir nog een laaste keer hierdie week. So tot dan, is dit mooi bly.